Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag 5 Mei 2025. Ek bid vir julle 'n wonderlike week toe, waar julle die Heilige Gees so toelaat om voor julle uit te beweeg. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Here God, dankie dat ons altyd toegang tot U het. Dankie dat U Gees vir ons gegee het om altyd by ons te wees en vir ons met onuitspreeklike sigtinge by U in te tree. Dankie dat ons nie is hoef ons te bekommer dat ons verkeerd bid nie. Dankie Here dat ons in ons gebrokenheid na U toe kan kom en dankie dat U ten spyte van ons gebrokenheid, ons gebreektheid, nog steeds na ons luister, nog steeds vir ons lief is, nog steeds vir ons vashou. Onverklaarbaar vir ons, Here, maar ons is so bly en dankbaar daaroor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek wil by 2 verse by julle stil staan vanoggend. Dit is Spreuke 22 vers 9 en Spreuke 22 vers 11. Natuurlik is ons nou weer by albei gaan uitkom, maar ek gaan probeer om by albei uit te kom. Vers 9 sê, wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. Wie mededeelsaam is, word geseën. Vriende, dit moet ek vir julle sê, ek is baie dankbaar vir ons gemeente. Dit is 'n Sonderkis gemeente hier in Milnerton. Want wanneer 'n mens in 'n gemeente is, en daar's niks verkeerd nie, hoor, daar's niks verkeerd nie, maar as jy in 'n gemeente is waar almal middelklas is en almal is bokant middelklas, vriende, dan het jy natuurlik almal lyk dieselfde, vriende, almal het omtrent genoeg geld, daar's nie meer probleme nie. So jy's eintlik al van 'n bubbel vasgevang. En ons gemeente is net die teenoorgestelde. Ons gemeente het ons iets van almal daar, vriende. Ons het arme mense, regtig wat onder die broodlyn, ver onder die broodlyn lê. Ons het skatryk mense wat dit wonderlik mee is. En vriende, die twee werk eintlik saam, want wanneer ons ryker mense, in ons geval, baie van ons val maar onder daai kategorie. Ek dink ek het 'n dag of 2 terug 'n bietjie met julle gepraat en gesê, maar wat is rykdom? Dis 'n relatiewe begrip, né? As jy 'n dak oor jou kop het, as jy 'n kar ry en daai tipe goed, dan is jy ryk. En die ongelooflike is dat ons mense vriende wat geld het, se harte in ons gemeente spesifiek, is oop vir wanneer dit swaar gaan met ander mense. Ek het in ons gemeente kom leer, ek is nou al 33 jaar hier, ek het kom leer wat is mededeelsaamheid. Ek het kom leer wat is dit om met sagte harte na mense te kyk. Ek het kom leer, vriende, dat as wanneer mense swaar kry, ander mense hulle help. En ek moet sê, dit sal altyd vir my 'n klein noot in my hart bly oor ons gemeente, waar ek altyd die sagtheid by hulle sien, die omgee. Ja, nou onthou nou, vriende, dat jy moet dit natuurlik ook verantwoordelik doen, né? So ou moet ook kyk, daar natuurlik is ons nou chancers in die lewe, ons moet dit altyd onthou. Maar gelukkig is daar mense daar wat bereid is om te kyk, mense wat bereid is om te evalueer, mense wat bereid is om daai ekstra myl te stap, en is sommer van my kant af net weer eens vir julle almal sê baie dankie daarvoor. Ek wil vir julle sê, interessant, ons het altyd so hier in Oktober maand het ons dankbaarheidsmaand waar ons nou vir die synode, het gaan oor die verrigtinge van die kerk. Vriende, jy moet dit hê, jy moet daai struktuur hê, anders loop alles deur mekaar. Ek gee ons gewoonlik 'n gedeelte, elke gemeente wat in die NG Kerk behoort, gee ons 'n gedeelte vir hulle om nog steeds programme uit te rol vir armoede. Vriende, ons het 'n klomp plekke betrokke. Ek het op 'n ander kol sal ek vir julle weer daarvan vertel. En dan alles wat bokant daai gedeelte is wat ons weggee, gebruik ons in ons eie gemeente. En weet julle, oor jare heen, dan staan ek elke keer verstom en dink ek, ja, dit gaan die ekonomies so sleg met die land. En dan sit as daai mense hulle harte oopmaak, en daar's altyd geld wat ons kan gebruik om ander mense te help met wie dit sleg gaan. En dit bring my uit by die teks. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. En vriende, ek wil vir julle vandag sê, ek dink ons moet altyd daai hart hê. Ek dink nie jy moet toelaat dat mense jou vir 'n ride vat nie. Ek dink nie jy moet toelaat dat mense jou 'n rad voor die oë draai nie, nie dit nie. Maar wanneer jy in jou hart 'n mededeelsame mens is, mag die Here jou seën.
En ek ook in ons gemeente, ek kan nou nie weier praat nie. Ek wil vir elke een sê in ons gemeente wat so sagte hart het oor jare heen. Mag die Here jou uit jou sokkies uitseën. Jy doen dit nie om geseën te word nie, maar jy doen dit om uit 'n goeie hart uit. Mag die Here jou en jou gesin en jou familie uit julle sokkies uitseën, wat daai seëninge ook al mag wees. Dis wat die teks ook vir ons sê, wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arm mense. Nou hy sê, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus se genade ervaar, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.